Right, papa. Nou, terwyl jy in die Kaap was daar nou seker interessante interaksies met ons mense. Jy het miskien seker nogal snaakse goed gehoor terwyl jy daar was. Kan jy 'n bietjie share een van daai stories? Terwyl ons in die strand gebly het, het ek op 'n stadium na die hof toe geskuif in Kaapstad. So ek het nou elke dag Kaap toe gery op die N2. En dan in die middag as jy terugry, dan het ek na my radio geluister. Die verkeer was taamlik erg in die middag ook gewees, so die beweeg stadig. En nou wat hulle gehad het op daardie stadium, hulle het Radio Goeie Hoop gehad. Ek wonder of hy nog bestaan, Radio Good Hope. En dan het hulle verspieders uitgestuur deur die dag. En dan kyk hulle of hulle enige karre in Kaapstad en omgewing sien wat plakker van Radio Goeie Hoop of Radio Good Hope sticker het. Hulle noem dit 'n bumper sticker. Dan sien hulle nou die ding. Nou as hulle nou so 'n kar geïdentifiseer het, hierdie mense, dan bel dit nou in. En dan het Radio Goeie Hoop, soos ek het verstaan, 'n onderneming gehad van die munisipale owerheid om dan vir hulle die telefoonnommer van die ou te gee, want hulle kyk nou na die registrasienommer en daar volgens bepaal hulle wie die eienaar is en dan kry hy sy telefoonnommer. Nou as hy nou die aand by die huis kom, daar was nie selfoon daar, dit nie, maar landlyn vat, dan bel hulle hom. En dan moet hy nou 'n eenvoudige vraag antwoord en as hy nou die vraag kan antwoord, dan wen hy nou 50 randjies. Wat 'n klomp geld was daai tyd. Dit is sommer baie geld gewees in die vroeë 80er jare. En so gebeur dit nou die dag dat hulle meneer Freddie Daniels van Mitchells Plain se Big Six Cortina identifiseer as 'n kar met 'n Good Hope plakker op die bumper. En dan word dit nou lewendig uitgesaai. Hulle bel meneer Freddie Daniels nou direk en nou luister ons almal terwyl ons in die kar ry, luister ons na die gesprek. Nou die gesprek gaan min of meer so, die dag bel hulle hom. Nou is daar 'n gesofistikeerde ou daar van Radio Good Hope op die een kant. Good afternoon, are you Mr. Frederick Daniels? Ja, dis hy wat praat. Freddy? No, Mr. Daniels, are you the owner of Big Six Cortina? En dan gee hulle nou die nommer. Ja, dis my kar daai. Nou vra hulle vir hom, Mr. Daniels, if you can answer an easy question, you can win the amount of 50 rand cash. Would you like to do that? Ja, vra maar. So nou repeat. Can you tell us, Mr. Daniels, what is a papoose? Daar so 'n geskokte stilte daar aan die ander kant van Freddie se foon. Nou, ek moet eerlik sê, ek het ook nie geweet wat is 'n papoose nie. Ek moes gaan kyk het in die verklarende woordeboek. Dit is 'n ding wat eintlik die rooihuide gedra het met hulle babietjies in. Nou dit is die ding wat ek het vir julle as kinders ook in die ding gedra. Ek het ons ook so ene gehad. Jy dra hom hier voorop, so 'n buideldier tipe ding. Jy sit die kind daarin en dan sit hy voor op jou maag en dan loop jy met hom. Maar Mr. Freddie Daniels het nou Freddie Daniels het nou nie 'n verklarende Engelse woordeboek byderhand nie. Nou skree hy, nou hoor jy hoe skree hy na agter toe vir sy vrou. Mina, hier's 'n man op die foon. Hy wil nou weet wat vir 'n ding is 'n papoose. Nou weet ons nie wat ou Mina vir hom terug sê nie, maar dis duidelik nie wat hy wil hoor nie. Ag nee, Mina man. Ek kon nou 50 randjies geskoor het hierso man, ek soek hy 50. Nou hoor jy weer Mina praat in die agtergrond, maar ons kan nie hoor wat Mina sê nie. Nou begin die man van Radio Goeie Hoop of Radio Good Hope begin nou 'n bietjie ongemaklik raak. Mr. Daniels, I'll have to push you for an answer there. We're running out of time. Nou sê ou Freddie dink so rukkie. Hy sê vir my meneer, die papoose
Is dit die ultimate ding wat jy binne in 'n papentie sal kry nie? Daar was nou 'n geskokte stilte aan die ander kant hierdie keer. aan Radio Good Hope se kant. En toe begin hulle net musiek speel. Maar nou sê hulle, hoor ek toe 'n paar dae later, dat na daai oproep, het daardie tydgleef van Radio Good Hope met oor die 30% opgegaan die volgende dag. Freddie Daniels is my mense, dis my mense daai, en ek kyk net met groot deernis na hulle, want dis hulle wat ons taal bevorder, uitbrei, soos ons ander Afrikaners dit nie kan doen nie.